Jy is ingeskakel op die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5 geluister na Heinz Winkler, meisie van my hart, en ons was vinnig in die kombuis gewees vir ons kykers. Ons volgende gas, Sherien Swart, hoofuitvoerende beampte van PALI, Performing Arts and Lifestyle Institute. Baie welkom. Baie dankie, dis heerlik om hier te wees. En net vir konteks, want hierdie week wil ons mense ook motiveer om nuwe dinge aan te pak. Soos Hendrie gaan volgende jaar die Dakar ry. Het jy my klaar ingeskryf? Ek het jou ingeskryf. Ja, maar op 'n trapfiets. So hy gaan so 3 maande projek wees. Maar so jy weet dis nou ons ken jou as akteur. Jy weet jy het soveel goed gespeel. Ja. So weet as mense nou akteur wil word as 'n nuwe ding wat jy wil aanpak. Jy weet kan jy nou mense help daarmee? Wel, jy weet die ding is dat ek dink almal wil akteurs word. Jy weet selfs boere. Ek dink wat ons op kyk, jy weet, is ja definitief ek spesialiseer in opleiding vir akteurs, maar ons akteurs van vandag is ook nie meer dieselfde as in die verlede nie. Dit het deur 'n evolusie gegaan. So die akteur van vandag moet soveel verskillende dinge kan doen. Ek lag altyd, jy weet, hulle sê altyd ja, maar my ma het gesê jy moet nooit gaan drama swat nie want jy gaan nie werk kry nie. Sê ek dis reg. Dit is so. Tensy jy nie meer goed kan doen nie. Jy weet jy moet so die akteurs vandag, as mens sê akteur, dan is dit 'n evolusie. En jou eie loopbaan, vat ons so 'n bietjie terug. Wanneer het jy hoe dit begin? Ek was op Koffsies, hoor. Okay. Ek was op Koffsies vir 3 jaar en toe begin ek speel vir Siekhofs, vir Sandra Kotse en Kobus Rousseau. En ja, en ek het baie teater gedoen, toe uiteindelik vir Koos Roots gespeel in Koöperatiestories. Toe uiteindelik meer films en toe uiteindelik Belare vir 'n Enkeling, Meisie, op die televisie en ja, uiteindelik nou die onlangste is Katinka in Binneland en Villa, jy weet, die sepies en sulke tipe goed, maar ek dink my hele ding van aktrise was daai wat my verander het as persoon, is daai hele ding van jy werk en jy weet jy het talent en jy weet jy was goed, maar jy kry nie onmiddellik weer werk nie. En dit het my baie verander. Dit het my baie beïnvloed om iets heeltemal nuut te begin. Jy's baie divers wanneer dit kom by jou werk. Jy's geken vir voor die kamera, maar ook agter die skerms. Ja. As jy moet kies, is dit vir jou een bo die ander of Jo, weet jy wat? Nee, ek bly in my hart bly ek 'n aktrise. Ek dink jy weet, ek dink once an actor always an actor. So ek dink in my hart is ek 'n aktrise en gewoonlik as met my kinders of iemand praat, dan sê hulle moenie nie so act nie. Maar so dit kom van nature. Maar ek dink dat ek het ook deur 'n verandering gegaan. Jy weet, ek het ontwikkel in iemand wat kan skryf. So ek het nou al omtrent 16 toneelstukke geskryf wat al by studentefeeste opgegaan het en so en ek het jy weet studentefilms geskryf en dit is vir my nogal lekker nou om regie te doen. So ek het heeltemal ontwikkel meer agter die skerms en ek het jy weet dialooghantering gedoen op stelle met groot akteurs. En dit was vir my 'n aanpassing, want jy weet om teenoor 'n professionele akteur te sê en jy weet te staan en te sê, hoor ek dink jy moet miskien 'n bietjie meer variasie daar gee. Jy weet op wat ek al is, jy voel jy aanvanklik voel jy geïntimideer. Ja. En uiteindelik raak dit soos jy weet dit raak nie deel van regie. Ons gaan terugkom want ek wil nog 'n bietjie uitvind van ook jou skool, want vandag gaan almal ook terug skool toe. En van hoe oud dink jy kan mense al hulle kinders, jy weet, laat akteurs word. Okay. Wat sy vroeg, want kinders kan eintlik baie goed act, né? Ja. As dit kom by broccoli, het jy al gesien hoe kan hulle vir hom maak of hom ek eet? wil net sê dis onderhandelbaar. Dis is mimiek, né? As jou kind ooit wil kyk of hy 'n mimiek kan doen, gee vir hom broccoli. Ja, of jong. Hy eet hom so, maar ons daai broccoli lankal hier in die gatsak wat hy later gaan uitgooi agter die tuin. So bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder met Sherien Swart. Jy is geskakel op die Groot Ontbyt en ons gesels met Sherien Swart, hoofuitvoerende beampte van PALI, Performing Arts Lifestyle Institute. Wat doen julle presies? Dit klink so lanie. Eintlik is, weet jy, dit is so interessant, die naam het ook ontwikkel, ons het aanvanklik 'n ander naam gehad en daartoe uiteindelik soveel navraag gekom vir meer sal ek sê gestruktureerde klasse, dat die name toe eintlik nou 'n bietjie meer
professioneel gaan. Ons gee ons is 'n privaat instansie en ons gee klas aan skoolverlaters. Enige iemand van 19 tot en met my ouderdom, maar mens kry dit nie meer nie. Ek is baie oud. So enige iemand van 19 opwaarts. Eintlik het ons dagklasse nou ontwikkel in vir skoolverlaters. Met ander woorde, dit is jaar 1, 'n jaar 2 en 'n jaar 3. En dan het ons kort kursusse vir mense wat werk of wat noodwendig iets anders geswat het en nog eintlik altyd wou weet hoe om op televisie te speel of so aan. En ja, en dit is 'n baie uitgewerkte kursus. En wat is ook 'n tendens wat by ons baie van die sangers word, jy weet, 'n akteur of jy weet vir 'n fliek genooi. So dis eintlik ideaal om te sê okay, maar gaan net vir 6 maande en kry so 'n bietjie opleiding. Is baie interessant want ek het aanvanklik begin toe ek by Sewende Laan rolverdeling gedoen het. Ek het dit vir 6 maande gedoen vir Dani Oendal hulle en in daai tyd moes ek audisies doen en daar het fantastiese akteurs gekom van baie jy weet bekende instansies af, universiteite, colleges, wat ook al. En op die ou ende dan het 'n model ingeloop met geen opleiding nie en sy het nie geact nie. En dan het hulle haar gevat. En dit het my laat dink daar's iets verkeerd. Die opleiding het miskien verouder of hulle het nie regtig die kennis van en dit het begin met modelle. So ja, model, jy weet, dit is aaklig. Mense wil natuurlik woedend word en jy dink maar ek het 3 jaar studeer. Jy weet, en nou loop 'n model op of wat ook al. Maar ek dink daar's 'n verkeerde konsep, jy weet, in die industrie van opleiding dat jy moet kan act. En dit het nie daarmee te doen nie. Jy moet eintlik leer hoe om nie te act nie. Dit is eintlik wat dit op neerkom. Ek plaas jou dalk nou in 'n moeilike situasie. Wat is jou gevoel as jy moet gaan vergelyk met destydse akteurs en van jou opkomende akteurs? Dink jy daar is talent? Dink jy ons is besig om vooruit te gaan in die Suid-Afrikaanse bedryf? Weet jy wat is baie interessant is ek dink die industrie het geweldig verander. Ek dink nie die industrie sal ooit weer dieselfde wees nie. Ons gaan nooit weer dit hê wat ons was nie. En ek dink ook nie dit moet so bly nie. Ek dink jy weet die industrie en style verander, skrywers verander, tekste verander, die mediums verander. So jy kan nie dieselfde bly nie. Ek het geweldige respek vir ons ou akteurs. So van ons kant af word ons studente, jy weet letterlik amper geskiedenis ingeforseer om te sê, weet jy wie is Antonie Kellerman? Weet jy wie is Katinka Heinz? Weet jy wie? En hulle weet die helfte van die tyd nie. En die generasie van vandag het geen kennis van hulle verlede nie. Hulle is 'n now generation. Jy weet, so dit is vir ons belangrik dat hulle weet wat hulle geskiedenis is. Maar ons industrie is besig om so tegnologies te ontwikkel. Jy weet dat jy moet so kan aanpas en nuwe style leer dat dit is belangrik om 'n nuwe tipe akteur. Maar is ek nou reg as ek sê Cass McFadden was? Hy is een van ons alumni, ja. Ja, want hy was ons gas gister. Ja. En toe vra ek nou vir hom jou gunsteling Afrikaanse flieks en hy het teruggegaan. En dit was hierdie klassieke films. Maar is feite, jy weet dan jy waardering vir wat jy doen. Daar verloor ek nou my oorstuk. Hoorie maar dis hoe mense 'n oorstuk aansit. Ek kan dit vir mense leer. Ek kan na my toe kom vir klasse. Baie dankie. En waar kan mense Facebook kan hulle julle kry? Performing Arts Lifestyle Institute. Ja, dit is Pali Performing Arts. Ons het 2, ons het 'n groep en ons het 'n page. Daar's dan op die skerm ook en vir ons luisteraars moet maar net gaan soek. Pali, P-A-L-I. Ja. Dis maklikste om te onthou. Baie dankie. Dis 'n absolute voorreg om te kuier heerlik om hier te wees. Dankie. Sure. So as jy nou wil kyk of jy akteur wil word en jy's op pad na Pali toe, kom ons kyk of die verkeer jou gaan ophou. Verkeer. Op die stadium heelwat vertragings in Kaapstad, 'n botsing op die N7 rigting Malmesbury by die N1, dan in Durban padwerk by die N41 en die N2 Gateway Wisselaar in Germiston, verkeersligte wat buite werking is by Heidelberg weg by die N3 Hoofweg, Randburg verkeersligte buite werking Malibongwe en CR Swart en dan ook 'n botsing op die N1 Noord en dit by Beyersnodde, die vinnige baan wat op die stadium geaffekteer word. In Centurion 2 ongelukstonele in Ruimteweg, ook heelwat vertragings, wees maar geduldig en indien jy weet van enige ander verkeersprobleme, hou ons op hoogte.
Die SMS-lyn 49905 R1.50 SMS of jy kan ons tweet @grootfm #grootverkeer. So dis Stian Lemmer kuier ook die hele week saam met ons. Hy's 'n professionele model en gesondheidsinstrukteur. So Stian en Rian is in die kafeteria besig met fiksheids oefeninge.